Okay, graad 12. So wanneer ons na hierdie vraag kyk, en ons loer so vinnig na die inligting wat gegee word en die skets en die feit dat ons met koördinate weer eens werk, weet ons definitief dat ons met analitiese meetkunde werk. En dan natuurlik nou is daar 'n onderskeid tussen jou graad 11 analitiese meetkunde en jou graad 12 analitiese meetkunde waar jy die vergelyking van 'n sirkel kry. Right. Nou ons het gesien in vraag 2 van hierdie vraestel, um dit is waar hulle die graad 12 se meetkunde gevra het waar die vergelyking van die sirkel gevra was. Nou hierdie vraag is uit en uit suiwer graad 11 analitiese meetkunde. So nou ja, hierdie is goed waarin jy gewoonlik julle punte kry. Dit is ek in my opinie hierdie vraag is lekker maklik om 'n mens se punte te kry. Nou hierdie vraag was 23 punte gewees en ons weet wanneer ons sien wat 'n tipe vraag oor gaan, dan moet ons dan 'n stap 1 om te gaan na jou formuleblad toe, net om jou verstand in die regte mindset te sit om hierdie vrae te kan beantwoord. Okay. So ons weet ons doen graad 11 analitiese meetkunde hierso. So kom ons gaan highlight net gou-gou op ons formuleblad al die hulp wat die formuleblad vir ons gee. Okay, kom ons gebruik sommer dan nou groen. Nou, kom ons kyk hierso. Goed, nou hierso is die afstandsformule. Okay, so kom ons highlight daar's ons afstandsformule. Okay, wanneer ons die afstand wil uitwerk van 'n lynsegment. Okay, en dan hierso gee hulle vir ons, ekskuus, die lengte. Hierso gee hulle vir ons die middelpuntsformule. Okay, dit is hoe ons die middelpunt uitwerk. Um Daar gee hulle vir ons y is gelyk aan mx plus c, oudjies, dis die vergelyking van 'n reguit lyn. Hierdie y minus y1 is gelyk aan mx minus x1. Dit is ook die vergelyking van 'n reguit lyn. Onthou julle wat ek in die vorige video vir julle verduidelik het, is dat hierdie vergelyking hierso is wanneer ek 'n y-afsnit het, wanneer ek dit kan aflees van my lyn af, van my funksie af, en dan gebruik ons hierdie vergelyking hierso wanneer ons die vergelyking van 'n reguit lyn wil hê waar ons nie uitdruklik of eksplisiet die y-afsnit hierdie plus c het nie, dan gebruik ons hierdie ouetjie hierso. Okay. Goed, dan is hierdie klein letter m is die vergelyking van ons gradiënt, okay, of ons helling. Hierdie m is gelyk aan tan theta. Dit is om die inklinasie hoek uit te werk van 'n lyn met die x-as. Okay, en dan natuurlik, soos ek vir julle gesê het, hierdie ouetjie hierso moet 'n mens ook maar highlight want hulle meng verseker in baie gevalle meng hulle jou graad 11 en 12 analitiese meetkunde waar hulle in hierdie geval dit in twee aparte vrae gevra het en in die tweede vraag het hulle graad 11 en 12 analitiese meetkunde gemeng. Maar in hierdie vraag gaan ons nie noodwendig hierdie vergelyking hierso nodig hê nie, die vergelyking van 'n sirkel nie. Okay. Goed, ouetjies, so daai het ons nou gou-gou na al ons formules gekyk wat ons gaan help en ons weet nou as ons vergeet het hoe hierdie formules werk, kan ons net terugkom en kom kyk hoe hulle lyk. Okay, julle, nou kan ons die vrae begin beantwoord of eers deur die inligting lees. Ons weet dis die eerste stap dan nou. As ons nou klaar onsself verfris het oor of herinner het wat in ons toolbox is om hierdie vrae te beantwoord. Nou kom ons lees hierdie inligting. Hulle sê vir ons QRCD. Nou ouetjies, moenie net lees nie, stop en kyk wat QRCD is. So daarso is Q, daar loop hy na R toe, daar C en daarso is D. So dit is hierdie hele vorm in totaal wat so loop. Hulle praat van daardie vierhoek. Okay. Is 'n trapezium, ouetjies, so ons weet wat se vorm dit is. Ons weet dat dit 'n trapezium is. Ouetjies, nou in 'n toets, wanneer hulle spesifiek vir jou sê, hierdie vierhoek is hierdie spesifieke vorm, dan moet jy altyd gaan dink aan die eienskappe van daardie spesifieke vorm wat jou kan uithelp in analitiese meetkunde. Okay, daai wat ons al van graad 10 af leer, van die hoeklyne, die teenoorstaande sye, die teenoorstaande hoeke en al daai tipe dingetjies, okay? So gaan leer daardie eienskappe van jou vierhoeke. Ons weet 'n trapezium het die minste eienskappe uit die klomp. Okay. So hierdie is 'n trapezium. Basies ouetjies, die enigste eienskap wat 'n trapezium het, nê, is dat hierdie
is dat hierdie lyn QR is ewewydig aan lyn DC. Okay. So dit is jou een van die eienskappe van 'n trapesium. Okay, met hoekpunte M2 en 10. Okay, so daar sê hulle vir ons M. Okay, ekskuus oudjies, daai is 'n typo. So M, hierdie 2 en 10 kan julle sien daarso is 2 en 10. Dit moet natuurlik 'n kie wees in plaas van 'n M. So kom ons verander dit net gou-gou. So daai M moet 'n kie wees. Okay. So dit is kie 2 en 10. As hy kie 210 R84 C10 -4 en D -2 en 8. So ons het al 4 die hoekpunte, die koördinate van die hoekpunte van hierdie trapesium. Okay. Goed, dan sê hulle vir ons die vergelyking van CD. Nou CD is 'n reguit lyn. Kom ons kyk waar is CD? Daarso is C en daarso is D. So dit is hierdie hele sy van die trapesium CD. Die vergelyking van daardie lyn gee hulle vir ons is y is gelyk aan -x plus 6. Okay, so daai is lekker. Ons het om in die vergelyking y is gelyk aan mx plus c. So ons het die helling van -1 en of ekskuus die gradiënt van -1 en ons het dan nou ook die y afsnit van +6. Alright, so oudjies, dit is dan nou ons het hierdie lyn hierso se vergelyking. Goed. Dan die inklinasiehoeke van CD en RC is respektiewelik beta en alfa. So die inklinasiehoeke, onthou oudjies wat inklinasiehoek beteken? Dit is die hoek wat gevorm word met die spesifieke lyn en die x-as. Okay. So die inklinasiehoek van CD en RC is respektiewelik beta en alfa. Okay, nou kom ons kyk na CD. Ons weet nou al CD, daar loop CD, né? So kan julle sien die hoek wat gevorm word met CD en die x-as is dan hoek beta, okay? En dan vir RC, hier loop reguit lyn RC, daar loop hy en die hoek wat gevorm word tussen RC en my x-as word dan alfa genoem. Okay, so beta en alfa. Goed, daarso is daai twee hoeke, my twee inklinasiehoeke van die lyne wat dit met die x-as vorm. Okay. Dan sê hulle vir ons punt E wat sy koördinate is G en 7. Kan julle sien daar's punt E, sy koördinate is G en 7. So ons weet natuurlik ons gaan hierdie x waarde van hierdie koördinaat moet gaan uitwerk. Nee, ons gaan die waarde van G moet uitwerk. Is 'n punt op CD, so hulle sê vir ons punt E is 'n punt op hierdie reguit lyn CD. En onthou, van hierdie reguit lyn het ons die vergelyking, né? Ons het die vergelyking van daardie reguit lyn. Dis y is gelyk aan -x plus 6. Okay, so E is 'n punt op CD sodanig dat QE loodreg is op CD. Okay, so hulle sê vir ons QE, hierdie lyn wat hier getrek word, als is vir ons aangedui, hulle wys dat QE is loodreg op CD, die 90 grade hoek, né? Hulle wys dit vir ons. En dan sê hulle laastens vir ons dat hoek RCD is gelyk aan theta, so RCD. So hierdie hoekie hierso is gelyk aan theta. Oukies, al die inligting wat hierbo vir ons genoem is in ons skets aangedui. So ons hoef niks in ons skets te gaan teken voordat ons die vraag gaan beantwoord nie. Okay. Goed, julle, so kom ons begin hierdie vraag. Dis 'n lekker graad 11 analitiese meetkunde vraag wat baie punte vir jou in die eksamen kan beteken. Okay. Goed, julle, so kom ons begin. Met watter kleur wil ons vandag werk? Kom ons hou dit maar die kleur. Okay, julle. Goed. So, die eerste vraag wat hulle vir ons vra is wys dat G gelyk is aan -1. Okay, so straight away wil hulle hê ons moet alle onbekendes in ons koördinate gaan verwyder, gaan uitwerk. So hulle soek hierdie waarde van G. Hulle wil hê ons moet daai waarde gaan uitwerk soos wat ons gewet het hulle gaan vir ons vra. En dit is 1 punt, ouetjie. So dit is lekker maklik, dis iets wat 'n mens vinnig moet kan raak sien. So nou ja. Goed, nou as 'n mens jou inligting mooi deurgelees het, dan weet ons het die vergelyking hierso
y is gelyk aan minus x plus 1. Ons het die vergelyking van die reguit lyn CD en ons weet punt E is op hierdie reguit lyn. OK, so wanneer ons 'n punt het op 'n reguit lyn waarvan ons die vergelyking het, kan ons net hierdie y-waarde wat vir ons gegee is, sien julle dit? Ons kan die y-waarde in daardie vergelyking gaan instel sodat ons daardie x-waarde kan gaan uitwerk. Oukies, want wat is g? G is die x waarde van hierdie koördinaat. So ons wil vir x gaan oplos in hierdie vergelyking. Verstaan julle dit? Omdat dit op daardie reguit lyn is. Goed, so ons gaan basies, ons plan is ons gaan y gelykstel aan 7 in hierdie reguit lyn se vergelyking hierso, sodat ons die x-waarde kan kry van hierdie koördinaat wat dan g se waarde gaan wees. So kom ons doen dit gou-gou. So eksamentechniek gaan sê net vir jou vir die merker, stel y gelyk aan 7. OK? So jy gaan die skryf stel y gelyk aan 7 in die vergelyking y is gelyk aan minus x plus 6. OK. Goed, so daar weet die merker nou waarmee jy besig is en jy gaan presies dit nou doen. So nou gaan jy in y se plek, oukies kan julle sien daarso, in y se plek gaan jy 'n 7 gaan inskryf sodat jy vir x kan gaan oplos. OK, so ons gaan nou sê 7 is gelyk aan minus x plus 6. OK, goed. So nou is dit net 'n plain maklike losop vir x, oukies. Nou, wanneer ons daardie x oorvat soontoe, gaan hy natuurlik positief word, en wanneer ons daardie 7 oorbring hiernatoe, dan gaan hy negatief word, en dan gaan ons antwoord hê. So as ons dit doen, dan sit ons met x is gelyk aan negatief 7 plus 6, en dan weet ons oukies, negatief 7 plus 6 gee vir ons minus 1. So ons het x is gelyk aan minus 1, oukies, maar moenie net daar stop nie, want hulle vra, wat is g se waarde? Jy moenie wys dat x gelyk is aan minus 1 nie, jy moet gaan wys dat g gelyk is aan minus 1, maar g verteenwoordig my x-waarde van hierdie koördinaat, so ek kan letterlik net gaan sê, daarom is g gelyk aan minus 1, en dit is dan nou my finale antwoord vir daardie punt. OK, lekker maklik, nee. So nou weet ons dat g se waarde is minus 1, en ons oukies asseblief, ons weet met meetkunde, nee, wanneer ons met sketse werk, wanneer ons iets uitwerk, dan moet ons dit asseblief in ons skets gaan insit, want daar's 'n rede hoekom hulle goed in sekere volgordes vra, sodat ons dit kan gebruik in ons volgende antwoorde. So gaan maak seker dat jy op jou skets dan nou gaan skryf, dat ons nou daai koördinate het van punt E wat minus 1 en 7 is. OK, goed, kom ons beweeg nou aan na ons volgende vraag toe. Nou ons volgende vraag is om die lengte van CD te bepaal. So dis lekker maklik vir 2 punte, definitief in die sak, die lengte van CD. Nou, daarso is C en daarso is D. Daar's niks moeilik hier aan nie. Ons het die volle koördinate van albei punte, so ons gaan letterlik net ons afstandsformule gaan gebruik om die lengte te gaan uitwerk. So oukies, kom ons doen dit. So jy gaan, kom ons maak net dat ons die skets nog kan sien. OK, so ons gaan ons afstandsformule gebruik, oukies, en ons weet die D is ons afstandsformule, nee. So ons wil die lengte of afstand gaan uitwerk van CD, dis my vraag, nee. So jy gaan sê, OK, ons wil die distance of die lengte gaan uitwerk van CD, en dit is die vierkantswortel van die volgende. Oukies, nou, dit maak nie saak nie, jy kan met hierdie koördinaat begin, en met daai koördinaat, of hierdie kan jou eerste koördinaat wees, en jou tweede koördinaat, wat onthou, jy het natuurlik jou y1, y2, x1, x2 waardes nodig, nee, vir jou lengte se vergelyking. So jy gaan in hierdie eerste hakkie wat jy gaan maak, oukies, weet ons, gaan ons x-waardes van mekaar gaan aftrek. Nou, as ons by hierdie koördinaat hierso begin, en ons vat ons x-waarde van minus 2, so ons skryf dit in, jy gaan sê minus 2, dan moet jy onthou, jou vergelyking op jou formuleblad sê, jy moet 'n minus gaan inskryf, nee. OK, en dan moet jy jou ander x-waarde gaan aftrek. Wat is jou ander x-waarde?
van jou ander punt en dit is 10. OK, so dit is 10. Goed. En dan kwadreer jy dit, né? Dan skryf jy 'n plus tussenin, maak jou volgende hakie. Nou moet ek my y-waardes van mekaar gaan aftrek, maar onthou, as jy jou x-waardes hier begin het, moet jy jou y-waardes ook hier begin. OK. So ons gaan sê my eerste y-waarde gaan 8 wees. OK, so my eerste y-waarde gaan 8 wees. Dan moet ek my minus gaan inskryf wat my formule vir my sê ek moet gaan inskryf en dan eers gaan skryf ek my volgende y-waarde. My volgende y-waarde is minus 4. So minus 4. Oukies, jy kan hom so los of jy kan hom natuurlik in hakies gaan sit. En dan weet jy daai tekens gaan natuurlik verander. Either way gaan jy sien dat jou tekens moet verander. OK. Goed, en dan moet ons nou ons y-waardes gaan kwadreer. Nou oukies, wat belangrik is en baie van julle maak hierdie tekenfoute. Julle vergeet van hierdie minus wat in my vergelyking. Kyk hierso oukies, daar is x2 minus x1, y2 minus y2. Ekskuus, y2 minus y1. Nou daai minus is die minus waarvan ek praat. Jy moet die een waarde minus die ander waarde. So as hierdie waarde wat jy hierso neerskryf 'n negatiewe waarde is, dan gaan die minus hierdie waarde natuurlik 'n plus maak. So dit is net, julle moet asseblief mooi op die uitkyk wees vir daardie. Ek het al baie gesien dat leerders onnodig punte verloor met hierdie. OK, en 'n mens wil nie met hierdie maklike wiskunde punte verloor nie. OK, so nou kan ons aanbeweeg na ons volgende stap toe. So oukies, ons kan nou gaan optel. My x-waarde is minus 2 minus 10 gee natuurlik vir my minus 12. So ons sit hierso met minus 12 kwadraat. OK, ons sit daar met minus 12 kwadraat plus, en dan in hierdie hakie oukies, hierso gaan daai minus en minus gaan natuurlik 'n plus word. So 8 plus 4 gee dan vir my 12 en dan kwadreer ons daardie 12. En oukies, ons weet dan, ons sit hierso met minus 12 kwadraat gaan vir jou 144 gee en 12 kwadraat gaan vir jou ook 144 gee. So 144 plus 144 gaan natuurlik vir jou 288 gee. OK, so dit gaan vir jou wortel 288 gee as jy daai goed onder die wortel bymekaar tel. En as jy dit gaan intik, oukies, dan kry jy 12 wortel 2. OK, dit gaan jou finale antwoord wees op jou sakrekenaar, oukies, en dit is beter om dit in wortelvorm te los, want dan gaan 'n mens nou nie, as 'n mens dalk hierdie lengte moet gebruik in 'n volgende som, dan hou jy al jou desimales in jou berekening as wat jy nou gaan afrond. OK, so hierdie is dan nou ons finale antwoord hierso, 12 wortel 2. OK, goed. Nou kan ons aanbeweeg na ons volgende vraag toe. Kom ons maak dit gou seker, wortel 288 is definitief 12 wortel 2. OK, so jy kan hom in wortelvorm los. Oukies, lees maar as die vraag hierso niks spesifiek sê rond af tot 2 desimale plekke of los hom in wortelvorm nie, kan jy gewoon dit dan nou kies om hom in wortelvorm te los of om in 'n desimale te los wat jy afrond na 2 desimale plekke. En soos ek sê, dis beter om 'n wortelvorm te los, want dan hou jy die volle waarde van die lengte. OK, dit was 1.2 gewees. Kom ons kyk na vraag nommer 1.3. Bepaal die vergelyking van RC. Ons het gesien RC is ook 'n reguit lyn in die formaat y is gelyk aan vir 3 punte. So hulle vra hier vir ons moet die vergelyking van 'n reguit lyn gaan kry, oukies, wat verskriklik maklik is. Ons kan dis nou waar ons natuurlik wanneer ons die vergelyking van 'n reguit lyn kry, gaan ons of werk met y is gelyk aan mx plus c, of ons gaan werk met y minus y1 is gelyk aan m maal x minus x1. Ons gebruik hierdie een wanneer die y-afsnit vir ons gegee word in die skets. Ons gebruik hierdie een wanneer ons nie die y-afsnit het nie. So kom ons kyk na daai reguit lyn RC om te besluit watter een van hierdie twee vergelykings ons gaan gebruik. OK, goed. Nou kom ons kyk gou hierso. Waarso is, wag, kom ons kyk net gou eers. Ons het die afstand van CD gaan uitwerk wat 12 wortel 2 is. Kom ons gaan sit dit net gou op ons skets vir as ons dit dalk later nodig het. So die afstand van CD is 12 wortel 2.
Okay, dit is nou op my skets, vir as ek dit dalk vir iets anders nodig het, ek het die hele sy se lengte alreeds. Nou soek hulle die vergelyking van hierdie reguit lyn. Ouetjies, kyk gou-gou, daar loop RC, dit is verseker 'n reguit lyn. Ons soek hierdie reguit lyn se vergelyking. Okay, nou kyk gou-gou hierso. Word die y-afsnit vir ons gegee van hierdie reguit lyn? Nee, dit doen nie. Hierdie reguit lyn in hierdie spesifieke skets sny hierdie reguit lyn nie die y-as nie. Kan julle sien hierdie lyn moet verder verleng word totdat hy jou y-as éventueel gaan sny, nê? So die y-afsnit word nie vir ons gegee nie. So ons moet definitief dan nou die tweede vergelyking gebruik wat die volgende is, nê? So ons gaan hierdie vergelyking gebruik. Y minus y1 is gelyk aan m maal x minus x1. So ons gaan daai vergelyking gebruik om die vergelyking van 'n reguit lyn te kry. En wat ons gewoonlik eers doen is ons kry dan nou hierdie gradiënt en dan stel ons enige een van die twee punte in wat ons het op die reguit lyn om hierdie y1 en x1 se waardes te gaan vervang. So die eerste stap wat ons doen is ons kry eers die gradiënt van hierdie lyn. So kom ons skryf dit neer. Ons gaan nou gaan sê ons wil die gradiënt van RC gaan uitwerk. Okay, en ons weet die vergelyking van die gradiënt is y2 minus y1 oor x2 minus x1. Okay, kyk op jou formuleblad vir die vergelyking van jou gradiënt. Okay. So ouetjies, ons gaan nou basies met hierdie twee met hierdie R koördinaat werk en met hierdie C koördinaat werk, né? So weer eens ouetjies, dit maak nie saak of jy nou met C se waardes of met R se waardes begin nie, solank jy dit net so hou wanneer jy met jou y en met jou x waardes werk. Okay, so kom ons begin met R. So R is ons x y2x2 en C is ons y1x1. Okay. So kom ons werk eers met R. So ons gaan eers met ons y-waardes werk. Nee, kyk gou hierso op my formuleblad. Hierso is die vergelyking van my gradiënt. Kan julle sien? Ek moet eers my y-waardes van mekaar gaan aftrek in my teller en in my noemer moet ek my x-waardes van mekaar gaan aftrek. So ek gaan nou my y-waardes eers doen en dan my x-waardes. Goed. So kom ons doen eers ons y-waardes. So ons y-waarde is 4 in R en dan trek ons die y-waarde af van C. So ons gaan natuurlik hierdie twee van mekaar gaan aftrek, 4 en minus 4. Goed, so ons weet dit is 'n breek en dit is y2 minus y1, né? Okay, so kom ons skryf dit maar ouetjies, dis y2 minus y1 oor x2 minus x1. En hoe ons dit gaan doen, ons het nou sopas vir mekaar gesê, y2 is 4, en dan moet ons daai minus gaan inskryf van die vergelyking, en dan y1 se waarde is minus 4. Kom ons kry gou ons 2x waardes. Onthou, ons moet dan nou hierso begin, hè, omdat ons hierso ons y-waarde eers gevat het, gaan ons nou hierso ons x-waarde eers moet vat. So ons gaan ons x-waardes is 8 en 10. Okay, dis 8 en 10. Albei positief. So dit is x2 se waarde is 8, dan die minus van die vergelyking en dan die 10 van jou x1. Alright. Nou natuurlik weet ons dat daai minus en minus word dan 'n plus, so 4 plus 4 gee vir my 8. En dan 8 minus 10 gee natuurlik dan vir my minus 2. En 8 gedeel deur minus 2 gee vir my minus 4. Oukies, so daar het ek sopas my gradiënt gaan uitwerk, hierdie m-waarde daarso het ek gaan uitwerk deur hierdie formule te gebruik van my gradiënt. So nou kan ek minus 4 in m se plek gaan neerskryf, né? So ek gaan nou sê y minus y1 is gelyk aan nou in m se plek kan ek nou 'n minus 4 gaan inskryf en dan x minus x1. Okay. Nou oukies, wat doen ons in hierdie y1 en in hierdie x1 se plek? Nou jy kan kies.
jy kan enige een van hierdie twee koördinate gaan instel en jy gaan dieselfde antwoord kry, okay? So jy kan kies of jy gaan hierdie x en y waarde vat van R, of jy gaan hierdie x en y waarde vat van C. Kom ons vat die x en die y waardes van R, 8 en 4, en ons gaan stel dit in x1 en y1 se plek in. Okay, so jy gaan nou in y1 se plek, gaan jy nou die 4 gaan instel, so 8 minus 4 is gelyk aan minus 4 maal met x, minus die x-waarde was 8 gewees, né, van R. Kyk, kan julle sien, ons het die y-waarde van 4 gaan instel, en ons het die x-waarde van 8 gaan instel. Nou kan ons net hierdie vergelyking, of hierdie hakie gaan uitmaal, en hierdie minus 4 oorbring, dan gaan ons sit in die vorm van y is gelyk aan mx plus c, die vergelyking van 'n reguit lyn. Goed, so die eerste stap gaan wees, oudjies, is om hierdie een term hierso aan die kant te gaan uitmaal. So ons moet hierdie minus 4 in die hakie gaan inmaal, né? So, minus 4 maal met x, oudjies, gee vir ons minus 4x, en minus 4 maal met minus 8 gee vir my positief 32. Okay. En dan, dis dan nou daai gedeelte y minus 4, dan die laaste stuk om vir y alleen te kry, moet ons daai minus 4 oorvat. Ons moet hierdie minus 4 oorvat soontoe, dan gaan hy positief word, en as ons 4 by 32 tel, dan kry ons 36. So dit is dan minus 4x plus 36. Okay. Oukies, en daar het ek dit in die formaat, y is gelyk aan mx plus c. Okay, vir 3 punte. Goed, y is gelyk aan minus 4x plus 36. Nou kom ons gaan skryf hierdie vergelyking op ons skets, om vir onsself aan te dui, dat ons natuurlik hierdie vergelyking het. Okay. Oukies, al die vrae wat ons sover gedoen het, is groen vrae. Daar was absoluut nog niks moeilik gewees in hierdie vraag nie. Eintlik al die vrae in hierdie vraag is groen vrae. Okay, so julle moes al die vrae reg gekry het van die spesifieke vraag. Okay, so kom ons gaan skryf dit gou hierso, dat ons weet nou van hierdie reguit lyn hierso waarmee ons werk, hierdie reguit lyn hier se vergelyking is y is gelyk aan minus 4x plus 36. Oukies, en daai plus 36 maak nogal vir ons sin, né? Okay, want kyk, dit is 'n baie dit is nie 'n steil helling nie, okay? So as ons nou hierdie lyn volg, kan julle sien dat ons gaan definitief 'n hoë y-waarde hê vir die snyding van die y-as. Okay, so daai 36 maak eintlik perfek sin. Ons kan dit definitief verwag, want van julle gaan voel hel plus 36, maar ja, dis definitief reg. Alright, dis nie so 'n styl lyn nie. Goed, dan 1.4 vra vir ons, bereken die grootte van hoek theta, en dit is die vraag wat die meeste tel in hierdie vraag, 6 punte. Bereken die grootte van hoek theta. Kom ons gaan kyk gou waar is hoek theta. So ons moet die grootte uitwerk van hoek theta, daarso is hoek theta. Oukies, nou ons gaan natuurlik nou sien, hierso het ons 'n beta en ons het 'n alfa, en as ons vir beta kry, né, dan gaan ons hierdie hoekie hierso kan kry, né? Stem julle saam in hierdie klein driehoekie wat daar loop waarin theta is, né? Kan julle sien, as ons vir beta kry, dan kan ons hierdie hoekie hierso in hierdie driehoek kry. As ons vir alfa kry, kan ons teenoorstaande hoeke gebruik om hierdie hoekie hierso te kry, so dan kan ons definitief vir theta uitwerk deur binnehoeke van 'n driehoek te gebruik. So dit is definitief ons plan baie maklik. En ons weet ook watter formule om te gebruik om vir beta en vir alfa te kry. Ons gaan natuurlik die inklinasie hoek formule gebruik, en daai formule op my formuleblad hierso is hy. M is gelyk aan tan theta. Daar is hy. M is gelyk aan tan theta. Dis die vergelyking wat ons gebruik om inklinasiehoeke uit te werk. Ons stel die gradiënt gelyk aan tan theta. Nou kom ons gaan en ons doen dit. Kom ons kyk na ons skets. So oukies,
om vir beta uit te werk, om die inklinasiehoek beta uit te werk, nee, moet ons nou gaan en ons moet die gradiënt van CD kry. En oukies, is dit nodig om die gradiënt van CD uit te werk? Nee, dit is nie, want hulle gee vir ons die vergelyking van CD en daai minus 1 is mos my gradiënt, dis my M waarde, hy is gelyk aan mx plus c. So ek het my gradiënt van hierdie lyn hierso. Okay, so ons kan definitief net in M se plek kan ons die minus 1 gaan instel. Okay, so ons gaan nou gaan sê, ons gaan hierdie vergelyking hier gebruik, né? M is gelyk aan tan theta, né? Nou, maar ekskuus, ons wil vir beta uitwerk. Hier is die vergelyking van die formuleblad af. Dis alkom ek theta gebruik het, né? Ons wil nou basies vir beta gaan uitwerk, né? So ons wil nie theta hê nie, ons gaan nou vir hoek beta uitwerk, né? M is gelyk aan tan beta. Nou wat is die gradiënt van daai lyn wat die x-as of wat daai hoek met die x-as vorm? Ons het gesien dit is lyn CD wat 'n gradiënt van minus 1 het. So minus 1 is gelyk aan tan beta, né? Okay. Goed. Nou is dit lekker maklik, oukies. Jy tik dit net in op jou sakrekenaar. Nou, ons wil, kyk gou hierso. Ons wil, wanneer jy die positiewe, as jy positief 1 gebruik, né? Kom ons kyk gou hierso. As jy positief 1 gebruik, net shift tan, ons wil mos nou 'n hoek se grootte uitwerk, stem julle saam. So jy gaan basies nou shift tan, okay, om jou antwoord te kry. Dit gaan mos nou basies wees dat beta is gelyk aan, as jy nou shift tan druk, né? Gaan dit wees. Okay. En dan gaan jy vir beta kry. Okay. Maar dan moet ons onthou dat ons moet gaan sê 180 minus ons antwoord, né? Omdat dit negatief is, né? Omdat dit 'n negatiewe gradiënt is. Wanneer dit 'n negatiewe gradiënt is, gebruik jy net die positief in jou vergelyking en dan moet jy daai positiewe antwoord gaan aftrek van 180 grade af, né? So 180 grade minus is wat jy neerskryf wanneer jy met 'n negatiewe helling werk. Okay, so tik gou in jou sakrekenaar, daai beteken shift tan, daai tan tot die mag minus 1 beteken shift tan. So druk shift, druk tan en dan druk jy 1. Okay, en dan gaan jy 45 grade kry, oukies, en dan gaan jy dit vir my hierso van 180 grade gaan aftrek. Okay, en dan gaan jy kry, wat is beta se grootte? 180 minus 45 grade is natuurlik 135 grade. So oukies, daar het ons beta se grade. sien julle dit, né? Okay, so dit is baie belangrik, oukies, altyd wanneer jy met 'n negatiewe gradiënt werk, moet jy jou verwysingshoek gaan aftrek van 180 grade af. Hoor, as dit 'n positiewe gradiënt was, dan was dit nie nodig om te sê 180 minus nie. Okay, nou kom ons kyk gou-gou. Nou het ons vir hoek beta gaan uitwerk. Ons weet hoek beta is 135 grade. Nou as hoek beta 135 grade is, wat gaan hierdie hoekie hierso wees, né? Hierdie hoekie hierso gaan dan hoeke op 'n reguit lyn wees, stem julle saam? So, hierdie twee hoeke saam, hoek beta plus hierdie hoek moet vir my 180 grade gee, omdat hulle op 'n reguit lyn lê, né? So hierdie hoekie hierso gaan dan 45 grade wees. Okay, so daai hoekie daar is dan nou 45 grade. Okay, goed. Nou ons het nie eintlik 'n manier hoe ons na hierdie hoek kan verwys nie, so ons gaan net 45 grade gebruik in ons antwoord. Okay. Dan wanneer ons nou vir alfa gaan uitwerk, ons moet nou die gradiënt van hierdie lyn gaan kry, né? Okay, nou die gradiënt van RC het ons ook, want ons het sy vergelyking gaan uitwerk. Nou sy gradiënt is minus 4. So ons kan definitief vir alfa gaan uitwerk. Okay, so kom ons gaan doen dieselfde ding. Ons gaan sê M is gelyk aan tan van alfa, wat ons wil nou vir hoek alfa uitwerk. Die gradiënt van die lyn wat die hoek vorm met die x-as
is minus 4, RC is gelyk aan tan theta. Nou, ekskuus nie theta nie, alpha. Nou om vir alpha te kry, gaan ons natuurlik moet gaan sê shift tan en onthou net van 4, nie van negatief 4 nie, maar sodra ons net die 4 gebruik, moet ons onthou, omdat die gradiënt negatief is, moet ek dit gaan aftrek van 180 af, nee. Okay, omdat my gradiënt daar negatief is, moet ek gaan sê 180 grade minus die positiewe of die antwoord van shift tan positief 4. So kom ons kry gou die verwysingshoek. Jy gaan shift op jou sakrekenaar druk. Dan gaan jy vir my sê san tan en dan gaan jy positief 4 gaan intik en dan kry jy die volgende antwoord oudjies. Jy kry 75.96 grade. So jy kry 75, hoekom het ek nou al grade geskryf? Not cool, 75,96 grade. Ok, nou, om vir alpha te kry, oudjies, trek het net van mekaar af, so jy gaan sê 180 grade minus 75.96, en dan gaan jy natuurlik kry dat alpha 104 grade, 104,04 grade is. So oukies, daar het ons vir hoek beta uitgewerk en ons het vir hoek alpha uitgewerk. Ok, dis wat ons nodig het, nee, om vir theta eventueel te kan uitwerk. So, kom ons gaan op na ons skets toe. Ok, so ons het sopas uitgewerk dat alpha se grootte is 104,04 grade, nee. Oukies, nou, as alpha 104,04 is, gaan hierdie hoekie hierso ook 104,04 wees, omdat dit teenoor of regoorstaande hoeke is. Ok, so ons weet dat hierdie hoekie hierso gaan ook 104,04 grade wees. En kan julle sien, nou het ons in hierdie klein driehoek hierso, het ons natuurlik 2 uit die driehoeke en theta is die derde hoek wat ons wil uitwerk. So ons kan binnehoeke van 'n driehoek gebruik om vir theta te gaan uitwerk. So 180 grade minus hierdie hoek minus daardie hoek gaan dan vir my hoek theta gee. Ok, so kom ons gaan doen dit. So om vir hoek theta te gaan kry, dis om vir hoek theta te gaan kry, gaan ons sê 180 grade, nee, binnehoeke van 'n driehoek minus die 45 grade, nee, plus die 104,04 grade. Ok, en dit gaan dan vir my die grootte van theta gee. Nou as ons gaan sê 180 grade minus 45 grade plus 104,04, dan gaan jy jou antwoord kry van 30,96 grade. So theta is 30,96 grade. En daar het ons dan nou vir theta uitgewerk. Kom ons skryf net ons rede hierso by. Ons het natuurlik die binnehoeke van 'n driehoek gebruik, nee, om dit te doen, die binnehoeke van 'n driehoek. Goed. Okay, so ons het nou vir theta as 30,96 grade. Okay. Kan julle sien? Ons het binnehoeke van 'n driehoek in hierdie klein driehoekie hierso gebruik om vir theta te gaan uitwerk. Theta is dan nou is 30,96 grade. Goed, oukie, so daar het ons die vraag beantwoord. Ons het theta se grootte gaan kry. Goed, nou as ons aanbeweeg na die volgende vraag toe. En dit is dan nou 1.5. Dit is die derde laaste vraag. Derde laaste vraag. Ok, goed, kom ons kyk gou na 1.5 toe. Dis 'n lekker maklike een vir 3 punte. Punt M is die middelpunt van CD, sodanig dat QRCM 'n parallelogram is. Bepaal die koördinate van M. Nou oukies, kyk gou hierso, hierdie lyk baie moeiliker as wat dit is. Hulle sê net punt M is die middelpunt van CD, bepaal die koördinate van M. Goed. Ok, so M, hulle sê vir ons,
dat M is die middelpunt van CD. Hierso is CD, stem julle saam. Daar loop CD. Nou al wat hulle vir ons sê, oukies, is dat in die middel van CD, wat met kan maar skat daarso, die middelpunt so my genade, wat die hel wil die ding nou doen? Die middelpunt is punt M, okay, en hulle soek die middelpunt se koördinate. Dis al, oukies, en dan sê hulle vir ons, wanneer 'n mens Q en M dan nou verbind, né, kan julle sien, dan vorm hierdie figuur hierso, vorm dan 'n parallelogram. Oukies, dis so maklik soos dit. Okay, dis al wat hulle vir ons sê. Nou, om die 3 punte in die sak te steek, hoef jy glad nie te worry oor die feit dat hulle praat van 'n parallelogram nie. Hulle sê vir jou, hulle soek die middelpunt van D of van CD en dit is so maklik soos wat dit kan kom. Jy het D se koördinate, jy het C se koördinate, so jy kan die middelpunt M gaan uitwerk. So kom ons gaan werk die middelpunt N uit, as ons kyk na ons koördinate. Okay. Goed, so ons gaan ons middelpuntsformule gaan neerskryf. So ons gaan nou die koördinate van M kry. So ons gaan sê, die middelpunt, of net M, jy kan net sê M, gaan dan wees, onthou nou, hierdie kom van jou formuleblad af, okay? Onthou, dit is dan nou x1 plus x2, en dan y1 plus y2. Okay, so kom ons kyk gou-gou hoe ons hierdie antwoord dan nou kan kry. Goed, gedeel deur 2 en gedeel deur 2. So ons gaan nou eers gaan soek ons x-waardes, nê, van C en D. So wat is ons x-waardes van koördinate C en D? Dit is minus 2 en dit is 10. Ons gaan daai twee bymekaar tel. So minus 2 en 10. So dit gaan basies wees minus 2 plus 10, nê? En dan soek ons nou ons y-waardes wat ons deur 2 gaan deel. Wat is ons y-waardes? Ons y-waardes is natuurlik dan nou 8 en minus 4. Okay, 8 en minus 4. Goed, so dit gaan wees 8 plus, volgens jou vergelyking, en dan jou minus 4. Okay, wat natuurlik vir jou 'n minus ultimately gaan gee. Nou, kom ons kyk gou-gou. Minus 2 plus 10, minus 2 plus 10 gee natuurlik dan vir jou positief 8. So hier sit ons met 8 gedeel deur 2. Okay, hierso sit ons dan nou met 8 minus 4. 8 minus 4 gee vir jou 4 en dan 4 gedeel deur 2. So hier sit ons met 4 gedeel deur 2 en daar het ons antwoord. Ons het ons koördinate van M, want 8 gedeel deur 2 is 4 en 4 gedeel deur 2 is 2 en daar het ek presies geantwoord wat hulle vir my gevra het. Hierdie inligting wat hulle hier vir my gegee het, is net iets wat ek in gedagte moet hou, sou hulle in die vrae hierna vir my enigiets vra oor 'n parallelogram. Maar vir hierdie 3 punte hierso was dit net nodig om die koördinate van jou middelpunt M te gaan uitwerk. Okay. Goed, dan gaan ons na 1.6 toe, so dit was ook lekker maklik geweest julle. 1.6 is, hulle gee vir ons area, oukies, nou ons praat nie regtig van area nie, asseblief onthou dit gaan tot en met graad 12, so lyk die departement, doen nie moeite om te sê dat hierdie oppervlakte is vir Afrikaanse leerders nie, so ja, daarso is dit oppervlakte van trapesium. Hulle gee vir julle die vergelyking van die oppervlakte van 'n trapesium, omdat ons nie van julle verwag om hierdie formules uit julle koppe uit te ken nie. Okay, so ons sê vir jou die oppervlakte van 'n trapesium se vergelyking is A, staan vir area, wat oppervlakte is. So dit beteken nou dat oppervlakte is gelyk aan 'n half maal A plus B maal hoogte. Nou oukies, hulle gee vir julle hierdie vergelyking, né? Maar ons het in graad 10 en 11, het ons met hierdie spesifieke
oppervlakte, omtrek en volume vergelykings van hierdie driedimensionele en tweedimensionele figure gewerk. So, dit kan 'n probleem wees dat jy nie verstaan waarvoor die A en waarvoor die B staan nie. Ons weet die H staan vir die hoogte. Okay, so hierdie is die enigste probleem wat hierdie ouetjie dalk 'n bietjie moeiliker kon maak en hom dalk 'n geel vraag gemaak het. Is dat jy dan nou nie van graad 10 en 11 kan onthou waarvoor die A en waarvoor die B staan nie. Okay. Maar nou ja, kom ek wys gou vir julle waarvoor die A en waarvoor die B staan. Dit is nou maar net jou twee ewewydige lyne van jou van jou trapezium. So A is die lengte van QR en B is die lengte van DC. Verstaan julle? So die lengtes van die twee ewewydige sye van QR en van DC. Dit is A en dit is B, die lengtes van daardie twee sye. So ons moet definitief gaan kyk dat ons die lengte het van QR en die lengte het van CD. Nou wanneer ons kyk, ons het die lengte, kom ons vul dit gou hierso in. Ons weet hier die M is 4 en 2. Ons het die lengte van CD. Sien julle dit? Ons het dit al neergeskryf net nou as 12 wortel 2. So ons het die lengte van CD, maar ons het nie die lengte van QR nie. So ons moet die afstandsformule gaan gebruik om die lengte van QR te gaan uitwerk. Alright, dis basies al wat ons moet doen. En ook, ons moet ook die lengte van QE gaan kry, wat ons hoogte is. Okay, so ons het twee afstandsformules, die afstand van QR en die afstand van ons loodregte hoogte, om die waarde van H in die vergelyking te kry. Okay, kan julle sien, H is die een afstand van ons loodregte hoogte wat ons moet uitwerk, en dan hierdie A-waarde hierso, die lengte van QR moet ons ook uitwerk. So ons het die B-waarde, die een lengte van die ewewydige lyn van die trapezium. So ons moet A en ons moet H gaan uitwerk deur afstandsformules. En dan moet ons die lengte gaan uitwerk van ons hoogte, né, wat QE is, ons loodregte hoogte. En dit is dan nou QE. So ons gaan die afstandformule gaan gebruik vir QE. Kom ons doen dit. Okay, so ons gaan sê D QE. Okay, ons gaan ons wortel neerskryf en regmaak vir ons x-waarde in 'n hakie wat ons van mekaar gaan aftrek. So, wat is my x-waardes vir QE? Dit is 2 en minus 1. Okay, 2 en minus 1. Goed. So, dit is dan nou 2 en dan minus en dan jou minus 1 van jou tweede x-waarde. Okay, baie belangrik, kwadraat plus, nou gaan ons y-waardes van mekaar gaan aftrek. Wat is my y-waardes van Q en E? Dit is 10 en 7. So dit is 10 minus 7 kwadraat. Okay, so ons sit dan met 10 minus 7 kwadraat. Goed. Nou, kom ons kyk gou-gou wat is die vereenvoudigde. Daai minus en minus daar gaan natuurlik vir my 'n plus gee. So 2 plus 1 gee natuurlik dan nou vir my 3 kwadraat. En 10 minus 7 gee ook vir my 3 kwadraat. So dit gaan 9 plus 9 wees. So dit gaan vir my wortel 18 gee, né? En dit gaan dan 3 wortel 2 wees. Die vereenvoudigde afstand, lengte, gaan dan 3 wortel 2 wees. Okay, so daar het ons dit, 6 wortel 2 en 3 wortel 2. Daar het ek, kan julle sien, ek het nou hierdie lengte hierso, QR, ek het CD se lengte en ek het my hoogte se lengte wat 3 wortel 2 is. Okay, so nou het ek alles wat ek nodig het, al die lengtes, om dit in hierdie vergelyking hierso te gaan insit. Okay, so kom ons doen dit. So, ons kan nou gaan sê dat die oppervlakte is dan nou 'n half, né, maal in A se plek gaan ons QR se lengte gaan insit, QR se lengte,
Hierso, QR se lengte is 6 wortel 2 en in B se plek gaan ons CD se lengte gaan insit van 12 wortel 2. OK, so kom ons doen dit. OK. So, ons gaan in A se plek, gaan ons QR se lengte insit. So, daai was vir jou gegee, so jy kon dit nou net hier gaan inskryf het. So eintlik jou enigste afstand wat jy moes uitgewerk het, is hierdie ouetjie hierso, is die afstand van QE, die 3 wortel 2. Dit is nou maar so, okay, en dan gaan plus ons nou ons 12 wortel 2, nê? Ons afstand van CD, en dan gaan maal ons dit dan nou met hierdie hoogte wat ons moes uitgewerk het, wat 3 wortel 2 is. Okay, goed. Nou, ons kan nou sien hierso in hierdie hakie, hierdie is 6 wortel 2 plus 12 wortel 2. Dis presies dieselfde ding, ons stel dieselfde ding bymekaar. As dit nou byvoorbeeld 6x plus 12x was, sou jou antwoord 18x gewees het. So hierdie gaan nou 18 wortel 2 wees. Okay. So dit is 'n half maal 18 wortel 2. En dan maal met 3 wortel 2. OK. Oukies, 'n mens kan dit nou net so in jou sakrekenaar gaan intik. OK, 0.5 maal 18 wortel 2 is gelyk aan dit. En dan maal ons dit met 3 wortel 2. Dit gee vir jou 54. Ja, oukies, so op jou sakrekenaar of manually, as ons dit nou manually wou doen, sodat ons dit hier gedoen het, ons was op die regte pad. Dis dan nou 'n half en dan gee dit vir jou 54 maal 2, soos wat ons gesê het, en dan kanselleer daai 2 en daai 2 uit, en dan is jou antwoord dan nou 54. OK. Of jy kon dit net soos wat dit hierso staan in jou sakrekenaar ingetik het, dan sou jy ook 'n antwoord van 54 gekry het. Maar onthou hulle vra vir die oppervlakte, so ons moet dan nou natuurlik eenhede kwadraat gaan inskryf as die finale antwoord vir oppervlakte. OK. Alright, julle, dit is dan nou dit vir 1.6. OK, die oppervlakte is 54 eenhede, vierkante eenhede. OK, soos ek sê, dit was nou nie nodig om hierdie afstand uit te werk nie. Ek het nou net na daai gekyk en dadelik weggeval. So ja, hulle het vir ons die afstand van QR gegee. So hierdie was nie nodig. Hierdie was eintlik 'n baie maklike 4 punte. Jy moes een afstand gebruik het en dan moes jy dit die goed gaan insit in die formule wat hier vir jou gegee was. OK. Goed, julle, kom ons beweeg aan na die heel laaste vraag toe, wat dan nou 1.7 is. En hulle vra hierso vir ons, indien QD gelyk is aan wortel 20 en QM gelyk is aan wortel 68, bereken die omtrek van driehoek QMD vir 4 punte. Crazy maklik. So QD gee hulle vir ons as wortel 20, right? QD daarso. QD gee hulle vir ons as, ons gebruik 'n ander kleur. QD gee hulle vir ons as wortel 20, net die lengte. OK, en dan sê hulle vir ons te ver. Hulle sê vir ons QM is wortel 68. QM, wat ons net nou hier getrek het met die stippellyn, hè? QM se afstand is wortel 68. OK, wortel 68. So ons het nou daai QD se lengte word vir ons gegee en QM se lengte word ook vir ons gegee, né? Nou wat vra hulle vir ons? Hulle vra bereken die omtrek van driehoek QMD, omtrek, OK? QMD. Omtrek, so QMD. So ons soek die omtrek van hierdie driehoek hierso, waarvan ons al klaar 2 sye het. Wat is omtrek? Dit is die lengte van al die sye bymekaar getel. OK, so jy tel al die lengtes van jou sye bymekaar. So ons kort net
dm. Ons kort net dm se lengte, so ons gaan dm se lengte uitwerk en dan kan ons net daai drie sye bymekaar tel om die omtrek te kry. So kom ons gaan kry dm se lengte. OK, goed. OK, so ons weet ons moet dm se lengte gaan kry, né? OK, kom ons val weg. Weereens x-waardes van mekaar afgetrek. Kom ons gaan kry gou ons x-waardes van d en m. Dit is -2 en 4. So ons gaan ons x-waardes van mekaar gaan aftrek, -2 en 4. So dit is -2 minus 4 kwadreer plus ons y-waardes van mekaar afgetrek. En wat is ons y-waardes? Ons y-waardes is 8 en 2. OK, wat ons van mekaar moet gaan aftrek. Trek jou y-waardes van mekaar af en kwadreer dit. So 8 minus wat? Kon ek dit was 2, right? 2. Dit was actually 2. OK, minus 2 kwadraat. Goed. Minus 2 minus 4 gee vir jou minus 6. Weereens oudjies, die hele minus 6 word gekwadreer, asseblief. Plus 8 minus 2 gee vir jou positief 6. OK. En dan nou, dit gee dan vir jou wortel 72 en wat dan vir jou gee 6 wortel 2. OK. Maar jy hoef dit nie te doen, jy kan net die wortel 72 ook so gebruik. So daarom kan ons nou die omtrek gaan uitwerk, omdat ons nou al die sye het, al drie die sye, so die omtrek van driehoek QMD. OK, die omtrek van driehoek QMD is dan wortel 20, OK, plus wortel 68, OK, plus die derde sy wat ons nou uitgewerk het as wortel 72 of 6 wortel 2. OK. Goed, nou kan ons dit net gaan insit op ons sakrekenaar. So jy gaan sê wortel 20 plus wortel 68 plus wortel 72. OK. Wortel 20 plus wortel 68 plus wortel 72. Goed, kom ons kyk gou wat is ons antwoord. Die antwoord wat ons kry is dat die omtrek, die lengte rondom die driehoek is 21,2 eenhede. 21,2 eenhede, oukies, en dit is ons 4 punte. Lekker maklik, oukies. Hulle was lekker hoe kan ek sê, hulle het lekker punte uitgedeel hierso, want hierdie ouetjie hier was nie eens nodig om uit te werk nie, so daai 4 punte was eintlik baie min werk, en hierdie laaste 4 punte was ook baie min werk gewees, so dit is lekker, mens kan tyd spaar in die toets in hierdie opsig, so daar het ons die omtrek, en dit was die laaste vraag, hierdie 23 punte was verskriklik maklik gewees, meestal net afstande wat 'n mens moes gaan uitwerk het, OK? OK julle, dit was dit gewees vir hierdie spesifieke vraag.